Ons is op ons tweede Sondag van die reeks Ek is, die geopenbaardheid van wie Jesus is, en ek glo, ek hoor, ek sien, ek beleef self in ons eie one-to-one groep wat nou die Ek is reeks hanteer, dat het regtig klare groot impak het op mense se lewe. Ons het gehoor van Jesus wat maar gebore was uit 'n baie normale gesin, met 'n normale mamma, Maria. Ons het ook die grappie gemaak, kan daar iets goeds uit, ek gaan net sê, uit Nazareth uitkom. Okay, ek het 'n grappie gemaak oor 'n dorp wat ons voor lief is, kan daar iets goeds uit Brits uitkom. En ons het gekyk na Nathaniel wat Jesus bevraagteken oor wie Jesus is, totdat hy die ontdekking het van wie Jesus werklik is, en dan herken hy hom, en hy sing het uit sy eie gemoed het, en hy sê, waarlik, hy is die meester, hy is die seun van die mens, hy is die seun van God, hy is koning van Israel. Nathaniel se woordeskat onmiddellik kry 'n volheid van wie Christus is, en dan Jesus self, wat vir ons die hemel kom oopmaak, sodat ek en jy kan sien, sodat ons kan voel, sodat ons kan beleef, sodat daar iets vir ons in 'n werklikheid verander, om regtig te verstaan, wanneer Jesus vir ons sê, volle genesing, wanneer Jesus vir ons sê, jy het die ewige lewe, en vandag as ons praat oor die ek is uitspraak, die tweede uitspraak van Jesus, ek is die seun van God, dan moet jou godsbegrip van wie Christus is, bietjie verander, en dat jy dieper daarna kyk, en vir jouself sal sê, ek wil vir altyd onthou, wat het Jesus bedoel by, wanneer hy sê, ek is die seun van God. Nou, daar seker 50, 500, 5000, 50.000 maniere, 5 miljoen maniere, waarop jy kan verwys na Jesus, en wat sien ons alles in die ek is? Ek wil net 5 vir jou uitlig, dat jy dit net in jou gees vasmaak, en vir jouself sal sê, wanneer ek die woorde gaan hoor, ek is, Jesus wat sê, ek is die seun van God. Wanneer hierdie woorde in jou gedagtes, in jou brein kom land, wanneer Jesus sê, ek is die seun van God, is die eerste ding wat ek glo in jou gees moet kan opstaan, is om te verstaan, wanneer Jesus sê, ek is seun van God, dan sê hy ook, maar ek is ook God. En kom ek wys dit vir jou uit Johannes 1 vers 1 en 2 uit. Heel aan die begin het die woord reeds bestaan, en die woord was by God. En die woord, hy verwys na Jesus, was self God. Hy was reeds in die begin by God. Almal van ons ken hierdie versie, maar het jy al daaraan gedink, wat is die rede hoekom ons hom wil aanbid? Anders as wat baie mense glo dat Jesus net die groot profeet was, hy is God. Hy is die seun van die mens. En die seun van die mens het nie 'n oorsprong gehad nie, want hy is. Hy was nog altyd. Hy sê, ek is die begin en ek is die einde, ek is die alfa en ek is die omega, maar wanneer hy sê, ek is die begin, dan is daar nie 'n definisie wat jy kan gee aan hoe lyk daai begin, van waar Jesus begin het nie, want hy was net nog altyd gewees. Johannes 8:56 sê, Abraham, julle vader, het hom verheug, dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien, en het hom verbly. Abraham, Jesus praat van Abraham. Vers 57, toe sê die Here vir hom, wag 'n bietjie. U is nog nie 50 jaar oud nie, en het u vir Abraham gesien? Hoe? De vet is dit moontlik. Dis my vertaling. Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Kan jy net 'n amen of halleluja gee? Jy sien, Jesus self bevestig dat hy God is. Nou, daar's 3 goed wat moet gebeur, wanneer jy die geopenbaardheid van, ek is die seun van God, Jesus is God in jou lewe. Daar's 3 goed wat gebeur. Eerste ding is, jy besef
my wedergeboorte kry net gestalte in Christus. Okay? Ek begin net te verstaan uit wedergeboorte dat ek 'n nuwe mens is in God, in Christus, word ek 'n nuwe mens. Die tweede ding wat jy moet verstaan is, hulle het hom nie aanvaar nie in daai tyd, en hulle wou hom kruisig. Tot vandag toe is dit so, dat die naam van Jesus nie aanvaar word in sirkels nie. Mense is ongemaklik die oomblik as jy begin te praat van Jesus, en dan wil mense hom kruisig. En die derde ding is, hierdie moet jy mooi hoor, Nathanael het Jesus se agtergrond bevraagteken. Kan daar iets goeds vandaan kom? Hy het sy agtergrond bevraagteken, maar hulle bevraagteken sy identiteit. Die godheid van wie Jesus is. Hulle bevraagteken dit. Wat is een van die eerste goed wat die vyand in jou lewe wil bevraagteken? Die oomblik wanneer jy sê ek het gedraai vir Jesus. Hy begin jou te herinner aan jou identiteit en wie jy was en wat gebeur het in jou lewe, en hy wil jou vertel van wat 'n loser van 'n mens jy was en wat 'n groot foute jy gemaak het en wat Christus kom doen die oomblik wanneer jy in God instap en jy sê ek is in God, wedergeboorte. Ek kan hom nie kruisig aan 'n kruishout nie, want Jesus lewe in my hart, dan staan daar ook 'n nuwe identiteit in jou op. Wanneer daai nuwe identiteit opstaan, luister wat sê Paulus. Luister wat sê Paulus. Hy sê, I am a brand new man. Hy sê, ek is 'n nuwe skepsel. Hy gaan haal dit in Christus en gaan sê, omdat Christus dit aankondig en hy sê, vanuit die Ou Testament uit, Moses, onthou julle? Moses, God, gaan hulle toe en sê, ek is, gaan kry sy identiteit. Dan kom die Nuwe Testament, dan word ek in Christus, word ek 'n nuwe mens, en dan kom Paulus en dan sê hy, wanneer jy in Christus is, dan sê jy, ek is 'n nuwe mens. Ou dinge het verbygegaan, ek het nuut geword in Christus Jesus. So wat gebeur? Wanneer die godheid van Christus in jou geopenbaar word, dan begin jy vir jouself sê, hierdie God wat in my woon, Jesus Christus wat deel is van my lewe, kom maak dat my identiteit verander, en ek na myself in die spieël kyk, maar ook na die wêreld kyk en sê, I am a new creation. Come on, church! You got to be excited about it, huh? Come on! Just give God some glory and honor. Die oomblik wanneer jy verander in Christus, dan sê jy, ek is nie meer die loser, en nie meer ou vol foute, en nie meer ou wat dinge gedoen het. Ek is 'n nuwe mens. Ek is 'n nuwe mens in Christus Jesus. Die tweede ding, Jesus is die skepper van alle dinge. Nou, ek het so rukkie terug op Discovery gesien, hulle sê as die wêreld se ekonomie, die voëls, elke lewende voël van die wêreld moet kos gee, dan sal die wêreld se ekonomie in 5 jaar bankrot speel. Maar God het dit alles in sy hand. God hou dit vas. Nou, wanneer Jesus die skepper is van alle dinge, Johannes 1 vers 3 sê, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Ons aanbid hom, omdat hy God is. Maar ons betoon ons dankbaarheid aan hom, omdat hy skepper is. As jy nou vir jou vrou langs jou kyk, dan moet daar 'n dankbaarheid in jou hart wees, dat God haar gemaak het. En ek hoor geen man amen sê nie. En as jy nou na jou hand van 'n man kyk, van julle lyk so lekker fris, dit lyk asof julle tussen hakkies loop. Hey, ek het vir julle goeie nuus, ons het 'n meneer Universe in ons gemeente, ons het die ou wat die rekord het in die wêreld vir die beste, vinnigste 400 meter hekkie atleet, en ons het mevrou Afrika in ons gemeente, sy het Afrika gewen in CrossFit. Ek dink is amazing. Dink julle ook so nie? Yes, maar ek mag nie vir julle sê wie dit is nie. So. Maar nou, as ek 'n nuwe skepping is, as ek nuut gemaak is in Christus, dan in Lukas 8 dan ontdek die disippels en sê hulle, wow, hierdie Jesus kan tot storm stil maak. Hy kan tot winde laat bedaar. Dis wie Jesus is. Kolossense 1 sê, die seun is die sigbare uitbeelding. Met ander woorde, jy kan sien, hy is die sigbare, jy sien Jesus, van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping. Omdat God
alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles en in hom word alles saamgebind. Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam, die seun is die begin. En hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. Sjoe, dit is eintlik 'n bek vol. Dit is 'n mond vol. As jy dit net wil gaan vat huis toe, en jy vat hierdie skrif en jy sit net so in jou sak en jy begin dit net te lees en te resoneer in jou gees. Jesus is die skepper. En jy's vir hom geskep. Jy's vir hom gemaak. Psalm 139, een van my gunsteling psalms in die Bybel. Begin Dawid skryf en sê, Here, U sien dwars deur my. Of ek sit en of ek staan, U weet van my. Hy skryf, hy sê, gaan ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Hy sê, daar lê U hand my, hou U regterhand my vas. Dan skryf Dawid en sê, hoe wonderbaarlik is die gedagtes vir my, o God. Hoe groot is hulle almal, as ek hulle sou wil opnoem, is hulle meer as die sand van die see. Daai gedagtes wat God oor jou het. Hy sê, as ek met daai gedagtes klaar is, dan skryf Dawid en sê, sal ek nog steeds met U te doen hê. Hy sê, het my kunstig gevorm in die skoot van my moeder, waar niemand dit kon sien nie. Dan sluit hy Psalm 139, dan sê hy, deurgrond my, o God. Die Engels sê, create in me a clean heart, o God, and let me be like you in all my ways. Wanneer die skepper God in jou lewe instap, dan kom herskep hy, dan kom hermaak hy, dan kom maak hy dat wanneer die ek is, die seun van God instap in jou lewe, dat jy dan kan sê, ek is waarlik nuut, want Christus het my nuut gemaak. So my vraag is, hoe reageer jy teenoor hom? Want hy is die eerste en hy is die laaste. Hy was die eerste ook wat opgestaan het uit die dood uit. En daarom moet ons hom aanbid as skepper, maar as ons kom by Paasfees oor 'n paar weke, dis waaroor dit gaan, Paasfees, dat die kerk kan celebrate, of jy nou op vakansie is en of jy by die huis is, man, kom met jou flip-flops kerk toe, maar dis die beste plek vir jou om in te wees. Ons gaan saam met Stefan Joubert lekker kerk hou, maar ons gaan God eer gee, want die groot ek is, Jesus, het ingestap. Hy dit wat dood was, het hy lewendig kom maak. Nou luister gou hier. Die dood was lelik. Maar die oomblik toe Jesus die eerste een is wat uit dit uit opstaan, want hy het alles geskep, so hy het ook uit dood uit, het hy eerste geskep, dat 'n nuwe lewe kan wees. So die oomblik toe Christus uit die dood uit opstaan, toe verander dit wat dood was, dit wat lelik was, dit wat sonde was, dit wat moedeloos was, verander Jesus dit in 'n plek waar jy hoop weer beleef. As jy nie krag het nie, dat jy krag sal hê. As jy moedeloos is, dat jy in God, in Christus, weer jy hoop sal vind. As jy voel, Here, ek kan nie, dan kom Christus, die een wat herskep, die een wat jou oormaak, dan stap hy en dan sê, ek is die seun van God, ek het jou geherskep. Die gedagtes wat ek oor jou gehad het, was dat jy kon sê, create in me a clean heart, O God, and let me be like you in all my ways. Isn't that amazing? Wil jy jou hand opsteek vanoggend, as daar goed is wat jy weet, is vanoggend net dit pla. Dit bring verwydering tussen jou en God. Dis, of dit nou finansies is, en of dit genesing is, en of dit sonde is, en of dit jou huwelik is, steek jy jou hand op en sê, Here, ek vertrou U vanoggend, dat U wat skepper is, sal instap, en dat U sal herskep, sal mooi maak, sal nuut maak. Kom, steek jy jou hand op, as jy wil hê ek moet vir jou bid. Ek verklaar vanmôre, in Jesus naam, Here, dit wat dood was, dat dit sal opstandingskrag kry, in Jesus naam. Here, dat ons elkeen 'n getuienis daarvan sal wees, dat Jesus, die skepper God, ook in ons lewe ingestap het, en ons sê, amen. Jesus is ook lig, wat lewe gee. Johannes 1:4 sê, in hom was daar lewe, en die lewe het gedien as die lig vir die mense. Het julle al gesê, dit is nag? Dit is nag. Het jy dit al gesê?
Is partymal gebore uit vrees uit ook, né? Want jy weet nie wat kom nie. Dan word dit vir jou nag. Dan sê jy vir jouself dis nag. Ek weet nie wat 'n area van jou lewe is dit dalk nag of donker nie, maar wanneer Jesus instap, dan kom Jesus en hy sê ek verander dit wat donker is vir jou na lig toe. Né? Wie van julle hou van die kleur blou? Kan ek gou sien? Blou? Bruin? Minder mense? Groen? Groen, okay. Geel? Parmantige geel kanarie? Okay. Daar's niks aan my fout nie. Ek love ook geel. Pink? Okay, pink, okay. Okay. Swart? Wie van julle hou van swart? Sê, swart, ja, baie mense trek swart aan elke dag. Kyk, toe ons nou hierdie auditorium verander het na swart, né? Toe dink ek Tannie, ek wil my van daarop uitgepaint het. Ek is swart en wil ek sommer die auditorium ook swart verf. Sy sê vir my, nou het julle regte spilonk. Glenda was so Engels nog op daai stadium, sy moes gaan Google het, wat beteken spilonk. Sê, nee, my Tannie is een van God se favorite klere, hy het die nag donker swart gemaak. Hy kon dit geel ook gemaak het. Ek sê maar nie, dan moes oogklappe moes slaap, maar God sê daarvoor ook voorsien het. Maar swart is 'n mooi kleur, is 'n baie mooi kleur. Maar as die lewe vir jou nag geraak het, lewe is vir jou duister, lewe is vir jou donker, dan wil ek vir jou sê, wanneer Jesus instap, word alles lig. Dan verander hy daai donker van jou, daai oomblik van wat jy voel, daar's geen hoop en daar's 'n hopeloosheid, verander hy van jou. Die vierde een, Jesus is die draer van genade en waarheid. Nou, julle het my al gehoor sê, en ek gaan weer sê, waarheid maak altyd vry, waarheid is upliftment, waarheid trek nader, waarheid maak nie seer nie, dis 'n sat uitdrukking. Sê gou sat. Het jy al gehoor, jy's gelukkig soos 'n vark in Palestina. Jy sal die ongelukkigste vark wees in Palestina. Want hulle haat 'n vark, is 'n onheilige dier. Hulle gaan nie eens vir hom kos gee nie. So moenie sê dit wat jy sê nie, want dit maak nie sin nie. Jy kan nie so 'n uitdrukking maak nie, om te sê waarheid maak seer nie. So wanneer jy met waarheid leef, met waarheid loop, dan maak waarheid dat dit verhoudinge herstel. Waarheid maak dat ons mekaar nader aan mekaar trek. Waarheid maak dat waarheid wat met liefde toegemaak is, maak altyd dat ons gesond word, dat ons beter word, dat ons sterker word. Maar so kom genade ook in ons lewe. Hy sê, hy het ons 'n oorvloed van genade gegee. Hierdie Jesus, ek is, stap in jou lewe in, en hy sê, ek kom gee vir jou oorvloed van genade. Ek kom gee vir jou oorvloed van waarheid. En wanneer hierdie waarheid, hierdie genade in my lewe tref, dan verander dit alles. Ek wil die vraag vra, waar sou ek en jy gewees het as ons nie genade gehad het nie? Kan ek gou sien as jy weet God het genade in jou bewys, wil nie net jou hand so waai nie. Nou met dieselfde mate wat Jesus vir ons genade wys, is dieselfde mate waarmee ons moet leef met genade. Kom ek vertel julle gou iets wat gebeur het in die afgelope 2 weke. Ek is in 'n ding ingewikkel. Ek gaan net in drome en in raaisels praat, wonders en tekens. My vrou waai vir my van agteraf en ek wonder wat se tekens sy vir my gee. Ek wil dit net wyd sê. As 'n situasie wat hom afspeel en ek is so 'n bietjie krapperig in my binneste. En ek ontwikkel 'n soeibrand. En ek moet onmiddellik 'n reniepilletjie gryp om hierdie ongelukkigheid net te probeer toemaak. En ek ervaar hoe die Heilige Gees vir my sê, hey, waar is jou genade? Ek het genade aan jou bewys. My woorde was, ek gaan hierdie oomblik bietjie laat hang. En later die middag sê die Here vir my, maar dan gaan ek jou ook laat hang. Ek sê, wow, Here, wat nou? Die Here sê, met dieselfde genade wat ek aan jou bewys het, is dieselfde genade wat jy moet kan bewys. En etlike minute later, in daai gesprek, slaan die ou so vol trane in sy oë, en hy sê, kan jy asseblief vir my familie bid?
En die Here kyk vir my so in my siel en hy sê, jy kon hierdie oomblik gesmash het. Ek sê, ag Here, dankie. Dankie dat ons met genade kan leef. Ek wil gou die vraag vra, hoe leef jy met genade? Is nie goedkoop nie, is verskriklik duur. Maar die oomblik wanneer genade deel kom word van my lewe, daai volheid, die waarheid van God en daai genade wat God aan my bewys het, dan maak dit dat ek verstaan wie ek is, sê, leef op 'n ander manier. Uit sy volheid het ons almal oorvloed genade ontvang. Die wet is wel deur Moses gegee, maar die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. In Johannes 8, Jesus het baie keer, nie altyd nie, maar baie keer het hy so teen die wetsgeleerdes, teen die norm, teen die nuwe normaal. Kry sommer so 'n COVID-rilling. Het Jesus so baie keer teen die grein van wat mense gesê het Jesus gegaan. Die Joodse Christene daar in Johannes 8 gaan lees, wou hulle die vrou met sonde stene gaan haar doodmaak. En Jesus spreek aan, hy sê vir haar, hey, jy moet ophou sondig. Jy doen kattekwaad. Jy is baie stout. Jy moet nie so stout wees. En Jesus sê vir haar, gaan sondig nie meer nie. Daai hele storie. Op die Sabbat kom Jesus en hy sien 'n man wat 'n verdorde hand het. En in Markus 3 gaan Jesus en hy op die Sabbat genees Jesus hierdie man se verdorde hand en vir die Joodse Christene, vir die wetsgeleerdes, vir die kerk, manne, was dit 'n probleem gewees. Ek wil vra dat ons as familie Endeavour Familiekerk 'n gemeente sal wees wat sê ons leef met waarheid en ons leef met genade, soos wat Christus dit aan ons bekend gemaak het. Die laaste een wat ek vir uitwys is Jesus verklaar die Vader. Jy moet nou mooi luister hierna. Johannes 1:18 sê niemand het God nog ooit gesien nie. Sy enigste seun wat self ook God en baie na aan die Vader is, het hom aan ons kom bekend maak. Hy het hom kom verklaar, sê die ou Afrikaanse vertaling. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dan sê die Amplified, no one has seen God, his essence, his divine nature at any time. The one and only begotten God, that is the unique Son, who is in the intimate presence of the Father. He has explained him and interpreted and revealed the awesome wonder of the Father. In die Engels sê ons a chip of the old block. Afrikaans sê ons appelkeet nie ver van die boom af geval nie. Kan ek gou sien wat 'n paas kan sê, my seun is net soos ek. Kan ek gou sien? As julle skaam om te sê julle seuns is julle. Jo. Of my dogter is net soos ek. Is daar 'n paar paas wat ja, daar's hy. Niks aan my fout nie. Is wanneer hy kattekwaad en gemors aanvang, dis dan maar nie jou hand wil op. So, Here, hoekom is my seun so? Want jy is so, pa. Maar dit is interessant. Jesus is dit wat sy Vader is. Hy kom verklaar hom, hy kom maak hom bekend. Hy kom explain hom, hy kom interpret it. Hy kom gee 'n bewys van wie is God die Vader. Dis hoekom dit vir Jesus belangriker was om 'n vrou te genees, as wat hy sou kyk na wet, of om haar te wou veroordeel. Dis hoekom Jesus eerder genade wou bewys het aan 'n vrou, wat sy uiteinde eintlik dood sou wees, hulle wou haar doodgooi, as wat dit sou wees om net weg te stap van af. Jy sien, Jesus, as God, die seun van God, hy vat nog, hy luister nog, hy stap nog in. Hy kom sê vanoggend vir elkeen van ons, hy sê, hy is seun van God, want hy heers. Hy skepper, hy kom maak, hy kom herstel, hy kom herskep. Hy is lig wat lewe gee. Hy is waarheid en genade. En hy kom verklaar, hy kom openbaar wie ons Vader is. Ek bid regtig dat wanneer hierdie ek is, afspeel in jou lewe, dat jy vir jouself sal sê, Vader, dankie vir wie jy is. En dat Jesus Christus vir my gegee het, sodat ek die openbaring kan hê
van ek is die seun van God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat Jesus wat die seun van God is, vir elkeen van ons 'n belewenis word van hier's 'n nuwe Jesus wat opstaan in my lewe. Dat ek anderste sal dink oor die skepping, oor die lig, oor waarheid, oor genade, en om elke dag God te kan verklaar. Dankie dat ons lewens kon verander het met Jesus wat ingestap het. En dankie dat ons by 'n plek kan wees en wil wees, waar ons vanoggend sê, ek het gekies om Jesus my eerste en my alles te maak. Terwyl almal se oë gesluit is, ons is by Endeavour baie sterk op dit om te sê, jy moet Jesus kies. En as jy vanoggend hoor dat hy nog altyd was, dat hy ontstaan het en jou geskep het en lig kom word het vir jou. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, ek het nog nie geluister na die stem van God. Ek het nog nooit ja gesê vir Jesus nie. Jesus is nie my eerste en my alles nie. Dan wil ek vanoggend vir jou kans gee om te sê, maar ek kies vanoggend Jesus. Ek kies om hom vanoggend deel te maak van my lewe. Ek kies Jesus as die begin en die einde van my lewe. Ek kies Jesus as die alles van my lewe. As jy vanoggend hier sit en sê, ek draai my lewe, ek kies Jesus. Ek wil hom eerste plaas in my lewe. Ek sê ja vanoggend vir Jesus. Wil jy asseblief jou hand opsteek? Steek jou hand op, dankie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sjoe, 15 hande wat opgegaan het. Praise God. Praise God. 15 hande wat vanoggend sê ja vir Jesus. The rest of us, we can all smile. Dankie daar, heel agter, nog 'n hand. God bless you, God bless you. Any other hands? Thank you, sir. 17, dinges waar ons is. Anyone else? Come, I'll give you a last opportunity to raise your hand and say, yes for Jesus. Thank you, thank you. Dis 19, 20, 21 hande wat opgegaan het vanoggend vir Jesus. 23 hande, halleluja. Won't you just please give God all the glory? Kom ons gee net vir God 'n groot handeklap. Dankie Jesus. 23 people coming to Christ. Kom ons almal bid saam met hierdie mense hardop saam. Liewe Vader, ek kies Jesus. Dankie dat U instap in my lewe. Dankie dat U my nuut maak. Dankie dat ek weet, Jesus het my sondes vergewe. Dankie dat daar vir my lewe is, en dat ek kan lewe in Christus. Ek bid vanmôre, dat my lewe sal draai, en dat ek ten volle vir Jesus sal lewe. In Jesus naam. Amen. Praise God. Kom ons gee weer vir hulle 'n groot handeklap. Amen. Amen. God bless you. God bless you. As ek in Jesus Christus is, of omdat ek in Jesus Christus is, en die Seun van God in my woon, kyk ons as Endeavour Familiekerk uit, oor wat ons besig mee is in die Oostrand, om Jesus te gaan verklaar.